Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg, dis nou ons harte kon uitsing, Abba, voor U, Vader, ons hierdie offers kon uitpoor voor U, Abba. Wat 'n voorreg is dit dat ons hierdie asem het nie, Abba, U asem wat in ons is, Vader. Die dag op ons eerste dag, Vader, het U vir ons hierdie U asem in ons geblaas, U ruach in ons geblaas, Abba. En dankie dat U ruach in ons liggaam is, en Yeshua, dankie dat U in ons harte is. Dankie dat ons op 'n dag kon ons harte oopmaak en sê, kom bly binne ons, kom bly in die tempel. Dankie daarvoor, Vader, dat U kom skoonmaak. Dankie, Vader, dat U hierdie nuwe tyd vir ons nou gegee het, Abba, waar ons in hierdie 8ste dag, daai 7de fees, die nuwe bediening, Abba, die nuwe jaar, die nuwe dinge, Abba. En waar ons nie kan wag om die volgende fees weer kan begin nie, waar die eerste fees weer is, wat hierdie skoonmaak is, wat Yeshua gekom het en kom sterwe het. Vader, maar soos hierdie Sabbat ook die fees, Abba, en ek kom eer U vandag, Vader, vir hierdie fees. Dat ons by mekaar kan wees as U kinders, Abba, en hierdie shalom vrede kan ontvang. Dankie vir hierdie seën wat U vir ons gee, Abba, van reën. Ons prys U naam daarvoor, Vader. Abba, ek bid nou, Vader, dat U deur my sal spreek, Abba. En Vader, mag hierdie woord uitgaan, is U woord, Abba, mag dit op vrugbare grond val, Vader. Waar U dit op nat maak, deur U ruach. Dankie vir hierdie woord, Abba, dankie dat die woord ewig is, Abba. Die woord is so lang, en die woorde kom nooit leeg terug nie. Vader, ek bid nou, mag ons so Samuel antwoord op U stem. Mag ons so Samuel U stem ken, en sê, hier is ons, spreek die dienstnagte luister. Ons eer en ons praat alles, in die seun Yeshua se naam. Amen. Here, dankie dat jy is, ons is besig nog met die 7 kerke van Openbaring. Ons het gekom by die menorah en ons is hierso nou die menorah al vir 2 maande, 3 maande al. En ek prys Abba vir sy woord. Die menorah verteenwoordig die woord, want die menorah verteenwoordig op elke kerk. Dit is die prentjie van die kerke wat die lig moet laat skyn. En dis wat Yeshua sê in Efese, hy gaan hierdie menorah uithaal as jy lig nie skyn nie. En so hierdie 7 kerke, ons is vandag is ons besig met die 6ste kerk, maar ek wil net vinnig, omdat ons so Sukkot gehad het, en ons dalk, ek met ons tydkeer, ek vergeet tydkeer van sekere goedjies van die kerk, en dit is belangrik om te onthou, want dit volg op mekaar, die 7 kerke volg presies op mekaar, en dit het nooit opgehou nie. Die 7de kerk, daar is nie 8ste kerk nie. Die 7de kerk gaan net aan, so ek gaan vinnig vir ons weer deurgaan van elke kerk, het gaan vinnig wees, en dan kan ons begin met die 6ste kerk, die kerk van Philadelphia. Right, so, net op vinnig op te som, die eerste kerk was Efese gewees, nou die pastoor van daai tyd was Timotheus. Hy was die pastoor van, as ons sê pastoor van daai tyd, Timotheus, en elke kerk het 'n engel gehad, basies. Yeshua sê in Openbaring aan die engele, aan die 7 engele van die kerk wat hy spreek. Nou as jy kyk na die engele, is dit hierdie messengers. Hierdie messengers vir elke kerk, en daar is geestelik en is natuurlik ook wat hierdie messengers, mense wat actually gegaan het en woord gestuur het aan die kerk van elkeen van Openbaring. En so Timotheus, hy was die pastoor gewees, en Paulus was hoe kan ek sê, die messenger. Paulus het die briewe van Paulus skryf aan Timotheus in die kerk van Efese, en hy sê vir Timotheus, hou moed die hele tyd. En jy gaan kyk in Timotheus 1 en 2, het hy briewe geskryf aan Timotheus, en om bemoedig die hele tyd. Nou Johannes is hy op die eiland Patmos gesit, en afsondering, waar die olie in hom gebrand het, dat was sterker gewees as die olie van die pot, en hy sê afsondering, en daar kry hierdie visie, wat Yeshua hom sê, skryf neer hierdie boek, en dan kan ons kyk in Openbaring 22, waar hy sê, jy mag niks uithaal uit hierdie boek kyk, dis belangrik. Die boek Openbaring is 'n baie moeilike boek, is baie geestelik, maar dit is ook 'n boek wat Yeshua sê, moet niks uithaal nie. As hy iets sê, moenie uithaal, buiten die hele woord, dit noem sê, moenie inhaal, uithaal of byvoeg nie. Kom sê hy, lê die klim op hierdie Openbaring, boek van Openbaring. En dit is 'n boek wat baie mense nie oor wil praat nie, want dit is 'n baie moeilike boek. Dit is 'n baie moeilik, want daar's ek noem dit monsters. Dit lyk ouens met koppe en dit horings en dit is iets wat jy nie vir jou kinders wil lees voordat hulle gaan slaap die aand nie. Jy lees net vir hulle Psalm of iets van daardie. So dit is maar mag ons leer, want dit is 'n ding wat op pad is en dit is 'n ding wat gaan gebeur en ons gaan deel wees van dit. Want soos die kerke, 7 kerke verduidelik is,
My so voorreg was ek al 'n paar keer gesê, was hulle gewees om byvoorbeeld Efese, want as jy gaan kyk na die geskiedenis van die Bybel, 195, 98, 100 AD is die eerste woorde mekaar begin sit. En 30 AD weet ons Yeshua het hy opgevaar hemel toe, 33 AD en na dit kom die tempel 70 AD is die tempel, die tweede tempel is verwoes, hy's klaar. En daar's 'n 30 jaar periode en hier kom Yeshua uit die troonkamer uit en hy het opgevaar hemel toe en hy kom gee vir Johannes hierdie visie. En hierso word die woord gemaak en tydperk van die fees was presies daai tyd. So amazing is dit dat hulle kon Efese kon oopmaak, Pergamus kon oopmaak, Smyrna kon oopmaak en sê jette, maar hier word van ons gepraat. Ek dink hoe amazing is dit as jy 'n handleiding. Jy moet gesê, maar kyk, ek hou af van wat jy doen. Hierdie is nice wat jy doen. Ek ken jou werke, maar ek het iets teen jou. En dan kon sê, Yeshua gee die waarskuwing, pas op daarvoor. En as jy dit nie gaan doen nie, dan is jy beloning. En dit is wat so mooi is. En snaaks genoeg dat ons gaan volgende week praat oor Laodicea, maar ons kan in elke kerk kan ons die vyand al van daai tyd af sien. En hoe kan ons sien hoe die vyand ingekom het? En dit is mooi en dan kom maak hy weg. En dan jy kies. En hoe kom dit op einde dat ons kan in elke kerk iets leer? Maar hoe het ons ook gepraat? Laodicea, die laaste kerk. Laodicea wat 1975 daarop, paar jaar terug. Want Laodicea nog die tydperk van Laodicea. Is dit deel van ons? Soos ons waarskuwing is op hierso. Soos hulle daai tyd gehad het. Ons kan van al die kerke, ons kan leer dat hulle fout hou. Ons die hele woord. So dis belangrik om hierdie kerke te kan verstaan en te kan leer. Die vyand se plan kan sien hoe hy die bruid van daai tyd al af probeer plat maak het. Want so die kerk Efese was gewees die tydperk 53 AD tot 170 AD. Right. So Yeshua skryf hy een wat die 7 sterre in sy regterhand hou en wat wandel tussen die 7 menorahs. So elke kerk, jy sien Openbaring 1, word Yeshua verduidelik hoe lyk hy. Presies, sy hare so wit soos wol, sy oë soos vuur, sy voete soos brons. So, maar elke eienskap van elke kerk, baie van die word, vat Johannes, die skrywer, dan bring hy dit in. Die eienskap van die kerk bijvoorbeeld is die 7 menorahs gewees. Right, so, maar ek gaan nie nou heeltemal diep in gaan nie, anders ons heeldag hier so staan. So, die ding van die Efese is, Timotheus, hy is op die stadium, staan vast in die kerk, die weg van die Nicolaïte begin, the way of the Nicolaites, as die Engels is, en hulle maak op die einde van die dag vir Timotheus dood, omrede hy opgestaan het in die waarheid. En dit was gewees die feest van Diana, waar die Hunters Moon was, en ons het nou met Sukkot, het was daar Hunters Moon gewees. Ons is nou, tot en met, ek het nou met Sukkot gesê, tot en met die 31 Desember, Oktober, wanneer Halloween op pad is hierdie tydperk, wanneer hulle dans voor die maan, en wat hulle dinge doen. So ons moet wakker wees, ons moet bid in hierdie tydperk. Hulle is besig. Hulle is baie besig nou. Dis hulle tydperk hierdie. Snaaks genoeg gereed op Vader se 3 feeste, kom hulle op en hulle sit hulle Halloween fees op daar tussenin. En so gee vir 'n beloning, die wat eet van die boom van lewe, wat in die paradys van Jahwe is. Jy gaan eet van die boom van lewe, in die paradys. As jy nie die weg van die Nicolaïte vat nie. Okay. So die tweede kerk waar ons gekyk het, was die kerk van Smyrna, en dit was die tydperk gewees 170 AD tot 312 AD. Nou Polycarp, hy was die pastoor daar gewees, Johannes het die briewe vir hom geskryf. Right? Johannes was weer die engel van die kerk gewees op daardie opsig. So Polycarp het onder Johannes geleer, en die ou, ek noem die villain, as ons kan in Engels die stories van daar's altyd 'n villain, daar's altyd 'n ou wat die soos die Superman kyk op, ek wil dit nie eens adverteer nie, maar daar's altyd 'n bad ou, die slegte ou van die storie, okay? So die slegte ou van die storie van daai tydperk was gewees Diocletian, hy het die mense begin vervolg. So die tydperk van Smyrna was 'n tydperk van vervolging. Die kerk vervolg het, en daar sou op gnotisme en marcionisme ontstaan in daai tydperk. Right, so wat gebeur as jy nie vir Caesar erken as God nie, het hulle jou doodgemaak. Jy moes vir Caesar as God erken nie. Okay, so Yeshua sê daar's 'n
beloning vir jou as jy weer daai as jy nie byvoorbeeld presies gaan sê jy is God nie en 'n offer maak vir die afgod nie, dan sal jy tweede dood nie sterwe nie. Dit beteken nie ewige lewe. Right. Die derde kerk was die kerk Pergamos gewees. Nou ek hou van hierdie nie, want dit verduidelik baie hoe ons vandag sit, was gewees die tydperk 312 tot 606 AD. Dit was 'n lang tydperk gewees van daai kerktydperk, right? So Yeshua word hierso geskryf as een met die tweesnydende swaard. Ons weet die woord is die tweesnydende swaard, Yeshua is die woord. Die ou van daai tyd, die pastoor was Antipas. Antipas was die pastoor van daai kerk en ons het gesien hoe Antipas heeltyd teëgestaan het in die weg van Bileam en die weg van die Nikolaïte. Die weg van Bileam was daai van waar Israel verlei is om te gaan boereer. Dis die weg van Bileam en die weg van die Nikolaïte was daai wat die pagan feeste gedoen het. Dus daai twee saamgevoeg in die tydperk van Pergamos. Okay? En dis die tydperk waar Konstantin ontstaan het, 325 AD. Dis Konstantin se tydperk. Dis waar hulle byvoorbeeld die Sondag, die Saterdag Sabbat verander kan. Die Sondag Sabbat alles saamgegooi in een mandjie. Waar Kersfees waar hulle alles gegooi in een mandjie. Easter alles in een mandjie. Waar Konstantin 'n politieke tydperk waar hy sy empire gebou het, waar hy alles die Christene saam hulle Rooms-Katolieke songgod daar binne gesit het om hom polities sterk te maak. Want so dit was die tydperk gewees en hulle het van Antipas doodgemaak. Maar Yeshua sê ek sal vir jou 'n naam op 'n wit klip gee. As jy nie daai dinge doen nie, as jy nie daai Easter ding doen of daai Kersfees ding doen of daai Sondag ding doen nie, dan sê hy ek sal vir jou 'n naam op 'n wit klip gee. 'n Nuwe naam sal hy vir jou gee. En ons sit tot vandag toe wat ons sê dit nog steeds. Baie jare terug het dit al gebeur. Want so dan die vierde kerk was die kerk van Thyatira. Dit was 606 tot 1520 AD. Dis 'n stuk waar byvoorbeeld Lydia, sy was die ene gewees wat die briewe gevat het na daai kerk toe, hoe sy vir Paulus ontmoet het op die Sabbat, waar Paulus by mekaar gekom het en hoe hy vir haar geleer het en sy het daai kant gevat na Thyatira toe. Maar Thyatira, die waarskuwing daarso wat Yeshua sê is, julle het vir Jezebel toegelaat om julle te leer. Dit was Thyatira gewees. Hulle het Jezebel toegelaat. Dit was ook die tydperk gewees, Jezebel miskien 'n storie, die tydperk van die profeet Elia, Berg Karmel, laat as jy daarso pas vind. Dit was daai tyd gewees. Right. Dan na dit is die vyfde kerk en dit is die kerk van Sardes. Ons het nou die laaste keer vir 2 weke terug voor Sukkot het ons gepraat oor die kerk Sardes en dit was 'n tydperk gewees van reformering. Dit is waar Martin Luther destyds het hierdie storie van die Katolieke gaan nie meer werk vir hom nie en dis waar hy gegaan het en hy het hierdie teses, die 95 teses in Duitsland teen 'n muur gaan vassit en gesê hy is nou moeg vir die storie want die Romeinse Katolieke hulle het hierdie indulgences. Die Engels het baie mooi hierdie indulgences wat hulle gekoop het. Nou die indulgences was gewees, jy kon 'n briefie koop wat jy basies kon sonder vergifnis skryf, het jy net die datum kom insit, so jy kon gaan Sondag hê, dan jy klaar jou briefie, dan kon jy die datum insit en dan kon jy net aan die priester van die bediening daas van die Rooms-Katolieke kerk gegee en jy was vergewe gewees. Want daai tyd nou die priesters het gewerk het, hulle het betaal vir hulle sondes. So jy kon so basies 'n kaartjie gekoop het om te sondag. Dis hoe crazy dit was daai tyd. En dis toe Martin Luther 'n revolusie begin het en gesê nee, dit gaan nie so werk nie. En hulle het hom vervolg en hy het toe gegaan en hy gaan sit in 'n kasteel en dis waar hy vir 'n paar jaar het hy die woord weer herskryf. Hy het 4 verskillende translasies gebruik en hy het weer geskrywe. Hy begin om die Lutheran Bybel uitgebring en van daar af het hulle die revolusie begin, die Nederduitse reformering. Soos ons vandag ken, ek kan julle eie sommer, ek het nie op sê nie,
Maar dis waar begin het, en baie op in daai tydperk waar ons gepraat het van was gewees, die ou, ek kan net sy naam onthou nie, waar hy op deur saam met Martin Luther, het hy die klein doop ingebring, die babatjie doop, het hy baie ingebring. So Martin Luther het goed gedoen en die Rooms-Katholieke uitgehaal, maar het ook 'n paar dinge ingebring. Soos die klein babatjie doop, soos 'n paar goeders wat hulle vergeet van die Sabbat, dit alles is so 'n bietjie, hy het dit maar skrywe, verstaan, so, ja, so dis wat hulle ingebring het, dis waar het gegaan het, en ons het tot vandag toe, sit ons weer eens op met daai. Goed gedoen, ek is bly, want ons is vandag nie meer deur 'n priester te praat nie, ons almal is, 1 Petrus 2 vers 9, ons is 'n priesterdom, deur Yeshua wat vir ons 'n weg gemaak het, maar en ons hoef nie meer ons sondes te betaal nie, want Yeshua hy het dit kom betaal, maar ja, ons kry nog steeds vandag. Alright, so, die 6de kerk waarvan ek vandag wil praat is Philadelphia. Die kerk van Philadelphia. So kom ons lees oor die kerk, wat die woord sê, Openbaring 3 vers 7. Ek kan ook maak as jy wil, Openbaring 3 vers 7. Nou, ek gaan lees en dan gaan ek so 'n stukkie stop en dan gaan ek iets sê en dan gaan ons verder lees. So jy moet maar heeltyd ophou daarso. Openbaring 3 vers 7. Ek gaan ons lees. En skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Kyk, so Johannes beskryf Yeshua as die een wat die sleutel het. Okay? Om 'n deur oop te sluit en om 'n deur toe te sluit. Dis hoe Johannes Yeshua skryf, hy die sleutel. Okay? Hy gaan eendag gaan hy weer die scroll oopmaak. Hy sê maar die boek gaan oopmaak. Eendag, op volgens Openbaring. So hy het die sleutels om oop te maak en toe te maak. Okay. Jesaja 22 vers 20 voorspel mooi, so mooi hierdie stukkie wat Yeshua weer kom herhaal in Openbaring. So heeltyd die woord so amazing is dat heeltyd word daar gekros-reference, heeltyd. Die profete wat voorspel het en weer terug. Dis heeltyd so amazing die woord is gees-geïnspireer. So ek wil ons dit lees oor hierdie stuk wat Johannes van praat in Openbaring wat Yeshua vir hom sê. Dan gaan ons lees Openbaring 22 vers 20. En in die dag sal ek my knegt Eljakim, die seun van Helkia, roep. En ek sal hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel. En jou mag sal ek in sy hand lê. En hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. En ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader. Hierso is dit al klaar, jy so kom en hy sê, maar die autoriteit wat Eljakim gehad het, wat toe Jerusalem gevalle raak het, die autoriteit wat Eljakim gekry het, om te sluit en oop te sluit, vir die Jode, vir Jerusalem op daai stadium, alright? Daai selfde autoriteit, het ek nou. Die wat daai tyd, die prentjie wat daar so gees, want Vader het vir hom die autoriteit gegee om te sluit en oop te sluit vir die huis van Jerusalem. So het ek nou, Yeshua, die autoriteit, om oop te sluit en toe te sluit. Ek kon verwys presies daaraan. Aan hom behoort die autoriteit nou. Hy sê dit aan my behoort die autoriteit nou. Net soos Eljakim gehad het. Right, so, just like Yeshua deur oop en deure toe vir Philadelphia. Soos Eljakim deur, soos Yeshua deur oop gesluit het daai tyd vir Philadelphia, het Eljakim opgesluit. Soos Eljakim deure gesluit het, so het Yeshua deure gesluit. As jy sê in die kerk, terug na die Openbaring gedeelte, dat die deur gaan oop bly.
Hy sê, in hierdie geval, julle kan nie toegesluit wees, maar vir julle, Philadelphia, gaan hierdie deur oop bly. Hy gaan nie gesluit word. Vers 8 sê dit, hy sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag, hoor gou hierso, hoekom? Want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloor nie. Hier is die deur, die deur oopgebly word. In ander woorde, Yeshua sluit die deur oop vir die wat min krag het. Okay? Dis die kerk van Philadelphia, maar ook vir ons vandag. Ook die deur oop vir die wat sy woord bewaar. Vir die wat sy woord bewaar, bly die deur oop. En laastens, bly die deur oop vir wie sy naam, wie Yeshua se naam nie verloor nie. So Yeshua begin met alles dit te sê, ek ken jou werke, Philadelphia. Met ander woorde, hy sien, Vader Jahwe sien, Ruach sien die werke wat Philadelphia doen. En ons gaan vandag, kan ons baie keer, kan ons kyk na ons vandag. Yeshua sê, ek sien. Hy sien nog steeds. Hy sien nog steeds ons werke. Hy sien nog steeds wat ons doen. Hy kyk na ons. Jesaja praat van, Jesaja nie, Sagaria praat van hierdie 7 oë wat Vader het. Hy het 7 oë waarom hy vir ons kyk. Alright? So, let wel, as ons gaan kyk na al die 7 kerke, is Philadelphia die enigste kerk van al die kerke wat Yeshua niks teen hulle het. So hy sê, ek sien julle, ek kyk na julle werke en ek het niks teen julle nie. Waar elke ander kerk sê hy, julle is nice, maar ek het dit teen julle. So Philadelphia was ook deur, Yeshua het niks teen julle nie. Met ander woorde, hy het goeie werke gehad. Hulle is, Yeshua die ander sê, hy het goeie werke, maar ek het dit teen julle. Hierdie is die enigste kerk wat, hy het goeie werke. Anders sê hy, ek het teen julle. So kom ons lees verder, vers 9, Openbaring 3 vers 9. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lief. Met ander woorde, Yeshua sê so, daar soos die valse profete, die wolwe in skaapklere, die wat sê hulle is, maar hulle is nie. Kry ons dit vandag baie? Ja, ons kry baie, en die woord sê, dit gaan al hoe meer raak in die eindtye. Yeshua sê, ek sal maak dat hulle kom, en voor julle voete neerbuig, en erken dat ek jou lief gehad het. Is nie mooi nie. Yeshua sê so, die valse is, die mense wat die weg van Biliam vat, die mense wat die weg van Nikoliete vat, die mense wat toelaat dat Jezebel jou leer, hy sê, jy, wat ek oop deur het, jy wat vasstaan op my woord en my waarheid, maak nie saak hoe baie hulle jou gaan spot nie, maak nie saak hoe baie keer hulle gaan op jou neerkyk nie, die wat vals is nie, hulle sal kom en hulle gaan voor jou kom neerbuig, nie as ek wil hê nie, maar hulle gaan kom en hulle gaan sien dat ek julle lief het. Is dit nie so mooi prent nie? Hier het vir julle. Yeshua kom en herken so, voor al die mense daarso, en sê dat hy die heidene lief het. Hy die heidene ook lief. En die valse Jode sal laat verstaan dat hy hulle lief het. Want daai was 'n groot storie geweest, want die Jode het gevoel, dis net hulle wat amazing is. Dis net hulle wat die dinge reg doen. En dit was 'n probleem geweest, want hulle het hulle vervolg. Die Jode het die mense vervolg. Die Christene vervolg. Hulle het dit gehaat. Hulle het hulle gesien as honde. Imagine yourself, soos die honde, as hulle, mense wat soos ons vandag, ek sien nou in die week, al wat ons so geseën met die nations, wat nou, na ek het vir hulle 'n diens gedoen oor tsitsies dra. En almal van hulle het gekom na tsitsies gevat. En my mense wat vir my werk, het tsitsies gevat. Hulle dra nou tsitsies in die workshop. En ek prys Abba daarvoor. En nou die dag toe ek hulle voor die Sabbat ook hulle vat, het hulle gaan kos koop, daar by Star Training, die ander kant ons. Toe klim hulle uit met tsitsies. Nou kan ek net dink oor die mense wat gaan voel, wat die bewegings wat sê, hulle gaan nie hemel toe gaan nie.
Kan jy net dink hoe gaan daai mense voel as hulle sien 'n ander nasie klim uit met tsitsies? Hulle gaan ongelukkig wees. Hulle gaan. En die ding is wie sê ons? Hoe kan die Jode dit sê? Hoe kan die Jode sê julle dit nie? Verstaan jy, hoe kan ons boere sê julle dit nie? Die woord sê gaan maak disippels van al die nasies. Punt. En leer hulle. Ons kan nie judge nie, of hulle gaan hemel toe gaan of nie gaan nie. Ons moet hulle leer. Doen die beste. Right? So, dis daai dieselfde gewees. Die Jode het byvoorbeeld, hulle was teen hulle gewees. Hy's honde hierdie. Hoe kan julle hierdie mooi, hoe kan julle, ek dink hulle was gesê, maar hoe kan hierdie parels vir julle gegee word? En dit is Yeshua kom sê so maar, hoor hierso. Ek het hulle lief. Yeshua sê vandag vir ons, ek het julle lief. Ek het lief. Ek maak nie saak wat die wêreld op wat te sê nie. Maak nie saak wat hulle oor julle sê nie. Ek het julle lief. En dis die woord vandag en deel van wat dis hoekom Yeshua oor die 7 kerke kom skryf, is om ons te leer. En hy sê ons mag niks uithaal byvoeg nie. Soos 'n rede, hy hulle lief. Daar's 'n rede hoekom hy hulle lief het. Yeshua sê ek is lief vir julle, en daar is 'n rede. Hoor gou wat sê vers 10, hier is die rede. Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Dis hoekom Yeshua lief is vir ons. En die Jode. Ons almal bewaar die woord nou. Nie meer hulle nie. Want hulle het altyd hulle die woord en ek is so ewig dankbaar dat die Jode het tot in die dood het hulle die Torah bewaar. Maar Yeshua sê nou hierso, julle ook bewaar nou ook my woord. Soos dat hulle die woord daardie bewaar het, moet ons ook die woord bewaar vandag. Ons moenie toelaat dat hierdie parels vir die varke gegooi word. Ons moet dit toelaat. Ons moet vas staan op sy woord en sy waarheid. Ons moenie kompromie sluit met die woord nie. Ons moenie dinge uit konteks uitlees en die skrywers wat hulle alles gegee tot die dood toe, hulle naam kom sleg maak om te sê hulle doen goed wat hulle nie doen nie. Doen ons dit vandag? Ja. Ons kom sê dat Paulus het die Sabbat geëer nie. Ons kom sê dat hy het vark geëer. Ons kom sê dit. Ons kom sê hulle het in die feeste gedoen. Ons kom sê dit. Ons kom maak hulle naam sleg. Maar ons weet nie wat hulle gedoen het. Ons weet nie wat hulle gedoen het daai tyd nie. Hulle was Jode gewees, so hulle het dit gedoen. En dis ek dink, ons moet ook die woord bewaar. En as mense kom met ons, wat hulle kan help, lering, sagmoedigheid, dis wat die woord sê. En nie toelaat dat die woord sleg gesê word, of daai skrywers van die woord sleg gesê, mense wat dood gegaan het vir die woord. Right. So weer eens word hier gepraat van die wat sy woord bewaar. Maar so sê ietsie so wat belangrik is, en dit is ietsie wat ons kan, daar's so baie stukkies oor die wegraping, daar's so baie opinies oor die wegraping, so ek gaan nie sê dis wat ons doen, maar daar's oralste woord daaroor, so jy kan self besluit hoe jy voel, mag roog jou lyk daaroor. Maar hoor gee so, hy sê, hy gaan hulle bewaar teen die beproewing. Okay? Wat in 'n uur oor die hele wêreld gaan kom. So dit gaan kom. Dis so sê die beproewing gaan kom, klaar. Daar's 'n uur wat op die wêreld gaan kom. Hy sê dit is so 'n lisensie sê I will, Engels is baie mooi. I will protect you from the wrath of God. The wrath. Dit beteken is wanneer al die 7 trompette geblaas gaan word wanneer die aarde gaan met haal en swaal en vuur getref gaan word. I will protect you from the wrath. Hy sê so, ek sal jou van die uur van beproewing bewaar. Okay. So dit is, goed dan sê selfs, dis beloftes. Hou vas aan hierdie beloftes. Ons weet nie hoe ver ons gaan ingaan dan nie. Ons weet nie wanneer en ek gaan sê wanneer. Maar verwag jy my. Ek heb staan. Om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So die bewoners op die aarde gaan op die proef gestel word. So wat beteken dit as ons sê word,
die bewoners van die aarde gaan op die proef gestel word. Hulle gaan getoets word of hulle geloof sterk genoeg is. Dis die tydperk waar die skaap en die skaap geskei gaan word. Dis die tydperk wat dalk die merk van die dier gaan wees. Dit is dalk die tydperk waar jy moet sterwe vir jou geloof. Dis beproewing volgens my. Dis wat ons gaan beproef word. Want hoe word jy beproef? Daar moet 'n beproewing wees. Hoe gaan jy weet? Hoe gaan jy? Ja, ek is werklik lief vir u. Dis maklik om te sê. Maar dat iemand met 'n gewete in jou kop staan, dis wat die beproewing gaan kom. Maar hoor gou, amazing is dit so Yeshua sê, ek gaan jou bewaar van daai beproewing. Ek gaan jou bewaar. Hy sê nie jy gaan dalk nie so wees met daai beproewing nie. Ek weet nie. Maar hy sê ek gaan jou bewaar. Hy gaan saam, dis die belofte waar ons kan vashou. Hy gaan jou bewaar dit. Dis die belofte. Soos die disippels. Dink jy daaraan die disippels? Hulle Vader sê sal hulle beskerm. Het gestaan, hier staan geskrywe. Daar's 'n belofte. Het hulle dood gegaan nog steeds vir 'n geloof? Ja. Nee. Dit is so. Dit is alles genade. Dit is alles genade vir die tydperk wat ons lewe. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar miskien het jy ook soos Stefanus as die klippe val. Nee man, dis so ek sien nie. Ek sien nie. Was hy bewaar gewees? Ja. Het hy die klippe gevoel? Nee, hy het gejuig en ek het so gesien die regterkant van Vader. Vader sê sal jy bewaar, saam met jou wees. I will never leave you, I will never forsake you. Dis soos die klomp Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur. Het hulle gebrand en het seer gehad? Nee. Hulle is al deur. Dis dit. Soos Timoteus in Efese, soos 'n Polycarp, al die heroes of the faith wat dood gegaan het vir hulle geloof. Yeshua sê hy sal bewaar. Die bewaar wat sy woord bewaar. Daar's die antwoord. Ons moet vashou daaraan. Nou dis net te verstaan, ons kyk na die omstandighede van die kerk Philadelphia. Wat was die omstandighede? Yeshua sê also, ek gaan julle bewaar. Okay? Ek gaan julle te oop deur. Hoekom sê hy? Wat het in Philadelphia gebeur? Nou net gekyk na geskiedenis oor die dorp. Daar was 'n arm dorp gewees. Okay? Nou die dorp bereken is daar alles geskiedenis. Jy kan ook self gaan leer, glo ek raak net aan 'n gedeelte daarvan. Maar net om vinnig te verduidelik, hulle was naby, hulle reken was naby 'n vulkaniese uitbarstingplek gewees. Alright. So daar was soms die vulkaniese uitbarstings, was daar baie aardbewings gewees en hierdie vulkaan het hierdie roet gemaak. So dit was nie 'n lekker plek om te bly nie. Dit was nie so mooi soos Efese of Pergamus, was nie so 'n mooi plek gewees nie. Alright. Maar hulle het gebly by hierdie vulkaniese plek. Okay. So, maar wat gehelp het met hulle boerdery, hulle was groot druiweboere gewees en die roet het baie gehelp, glo, vir die druiwe. Ek weet nie, dit is soos kalk of soos en dis as. Dit is goed. So, dit was goed gewees vir die druiweplantasies. En dan net hulle deur die wyn het hulle het wyn geproduseer. Wyn was hulle groot ding gewees. Wyn geproduseer en dan die veral die Europese Katolieke ouens, hulle hou daarvan om te kom en dan hulle wyn kom koop daar. Maar ook wat gebeur het is dat hulle het baie keer hulle die wyn, dan kom die Europese Katolieke as hulle nie gelukkig was nie, dan brand hulle plantasies af. En jy weet self hoe lank van 'n plantasie om weer aan die gang te kom. So hulle was baie onder druk gewees. Hulle was baie vervolg gewees. Die Jode het hulle vervolg. Ook saam met die tydperk wat hulle was dan aan die ander kant gewees. So was die Jode gewees, die Romeinse Katolieke gewees en dan was die Martin Luther revolusie gewees. Dit was 'n baie tydperk gewees waar hulle weer alles reg gekry het. So daar was 3 keuses gewees wat jy moes doen. So was erge tye gewees. Daar was 'n moeilike tyd gewees om 'n Christen te wees, om vas te staan op die waarheid vir Philadelphia. En dis hoekom Johannes skrywe dat julle is min en julle is nie sterk nie. Hy skryf in Openbaring, julle is min en julle is nie sterk nie. Dis 'n klein handjie, 'n klein hoeveelheid mense wat swak is
Van die ander is om julle sterk. Okay? En ek dink so is nie soos ons vandag. Hierdie klein handjie mense wat vasstaan op die waarheid. Die wêreld spot jou, die wêreld gaan aan, die dinge gebeur hier buitekant. Hierdie klein handjie mense. Nou terwyl ek praat oor 'n stukkie, probeer dit insien. Alright. So hy sê dis min julle sterk, maar as jy so gee vir hulle oop deur wat nie gesluit kan word. Is toe ek dit voorberei sê dis dankie Abba. Hier is die belofte vir ons. Hy gee vir ons nog steeds 'n oop deur wat nie gesluit kan word. Julle wat vas staan, julle wat die woord gaan bewaar. Julle wat vas staan op sy woord te sê waarheid. Dis oop deur vir julle. Okay. Hy sê ook dat die valses voor hulle gaan laat buig. Alright. En dat hulle bewaar sal word omdat hulle die woord bewaar. So was nice geweest, hulle bemoediging gehad, want hulle kon hulle self lees, hulle kon self in Openbaring, kon hulle kerk van Philadelphia, het die woord gehad, ek glo Martin Luther het neergeskryf, Openbaring was in die woord geweest op daai tyd, en die lees hulle oor hulle self, en die bemoediging wat hulle het, die bemoediging. So wat se oop deur het Yeshua vir hulle gegee? So, die oop deur, saam met die woord bewaar. So wat se oop deur was dit gewees? Okay. Dan die waarheid het hulle bewaar, wat hulle bewaar het, of was hulle klein? Nou die man van daai tyd, wat dit verstaan het, wat die woord gelees het, wat gelees het oor Philadelphia, jy het 'n oop deur, wat jy dit? Jy lees hier so staan, ek's in Philadelphia, ek's in die tydperk, en hier word gelees, ek het 'n oop deur en ek sal dit bewaar. Sal nie soos 'n petrol wees vir jou nie. Dis nou kan ek gaan, want hier is die woord, hy sê vir my, gaan, okay? En die man wat het raak gesien het, was die man met die naam John Wesley. Ek weet nie of julle vir John Wesley ken. Okay? So dit was die tydperk gewees van Philadelphia. Nou, daai tydperk van John Wesley, tydperk van Philadelphia was 1750 tot 1906. Dis is nou die dag. 1900 was nou die dag gewees, wat hierdie storie gebeur het. Okay? Dit was 'n tydperk genoem van die Wesleyan Church Age. Wesleyan Church Age. So, dis die tydperk wanneer die sendelinge ontstaan het. Sendelinge om uit te gaan. Die oop deur, sendelinge. Okay? Matteus 28 vers 19, ek gaan ons net weer lees, en dit is baie gebaseer op die tydperk van die oop deur. Want dis 'n oop deur wat maak dat jy so sê hierdie stukkie. Alright? Gaan en dan heen, maak disippels van die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Baie maklik om mense te doop. Baie maklik vir mense om hulle harte vir te gee, maar dan sê hy hierso, jy leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En leer hulle. Daai is die ding. Leer hulle. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëindiging van die wêreld. Amen. So hierdie kerkeeu was gebaseer op hierdie gedeelte. Die oop deur om te gaan en maak disippels. En die wette dat Yeshua saam met hulle is. Die wette dat Yeshua saam met hulle is. En Yeshua sê vandag vir ons op, gaan, ek is saam met julle. So John Wesley het volgens geskiedenis, het hy oorgegaan mooi meisie in 'n storie oor hom. Hy het vir 60 jaar lank aan mekaar, elke oggend 4 uur opgestaan. Okay. En dan het hy sy roeping begin uitlewe. So sy roeping het sommer in die oggendure begin. Okay. Hy het elke dag tussen 2 tot 4 keer gepreek vir die mense. Dit is baie preek. Alright. Sy loopbaan van preek het 50 jaar aan mekaar geloop. 50 jaar lank het hy aan mekaar gepreek. So mense sê, dis moet net sê, okay. Hy het tot 7200 kilometer van sy huis af gepreek. Weet jy hoe ver is dit? Met 'n perd. Ek dink hy het 'n paar perd gehardloop in daai tydperk op 'n journey. Maar dis hoe ver hy gegaan het om die evangelie te gaan verkondig. Kyk en jy sien hy daai oop deur raak gesien en hy het gegaan. Yeshua sê in Johannes 10 vers 1, Voorwaar, ek gaan ons lees. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. So ons sê een deur,
Dit is nie soos die Bergtyd Tabernakel waarvan Yeshua praat nie. Daar's nie only one way, only one door. Okay? Mense moes ingaan. Jy kan nie van daai kant af inspring nie, dan word jy gesien as 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop. Die deurwagter dui dit. Daar's 'n deurwagter. Wie is vandag die deurwagter? Wie is die gatekeeper? Wie is die watchman? Ruach, Heilige Gees. En die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Ja? Eers gaan jy in en dan lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Yeshua aan hulle vertel. Maar hulle het nie verstaan wat hy tot hulle gespreek het nie. Toe kom verduidelik Yeshua dit weer. Yeshua het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hy is die deur. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat die huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is 'n goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander gebruggies op, vers 16. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, sê Yeshua. En hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief omdat ek my lewe afgelê het om dit weer te neem. Sien hoe die Yeshua die deur oopgehou het? Hoekom het Yeshua die deur oopgehou? Hoekom is die deur nog steeds oop? Want al die skape is nog nie in die hok nie. Die skape is nog nie almal in die hok nie. Die dag as al die skapies in die hok is, wat die herder luister om na die hok toe te kom, dan gaan die deur toegemaak word. Skape is nog nie in die hok nie. Die deur is nog oop. Die stuk van die 10 maagde. Die deur gaan wel toegaan op 'n stadium. En dan gaan Yeshua sê, gaan weg. Ek ken julle nie meer. Is jy deel, broer en suster, van die kraal? Is jy deel van is jy een van daai skapies in die kraal? Yeshua sal jou kom roep en jou lei om in te gaan in die kraal. Jy was dalk op 'n stadium een van daai skapies gewees wat agtergebly het. En ons almal was in genade. Yeshua het al 99 gelos en het jou genaam. Maar jy het 'n keuse gehad toe hy jou geroep het, gaan ek luister na my herder, gaan ek inkom in die kraal in, waar hy jou lei. Ons keuse. Ken jy sy stem vandag, broer en suster? As hy vir jou sê, kom ons gaan eet bietjie, kom ons gaan uit. Kom ons gaan uit en ons gaan verkondig die evangelie. Kom uit hierop, kom uit hierdie kraal uit. Kom uit jou stad uit. Kom stap saam met my. Hoor my stem. Wees duidelik is my stem, want ek is die goeie herder. Want as jy jou die persoon wat jou gaan, as jy hoor hierso, as jy gaan en jy is deel van 'n stad of 'n bediening of wat ook al, en jy luister net wat jou herder sê van daai bediening, kan hy dalk 'n huurling wees. Kan hy dalk 'n wolf in skaapklere wees vir jou. En dan gaan jy mislei, want as jy wolf wil kom, gaan hy hardloop. Maar as jy vir Yeshua jou herder gaan maak, en jy gaan na sy stem luister, en jy gaan uit en hy sê, kom ons gaan soontoe vandag, en ons gaan help daai mense.
Kom ons gaan leer daai mense, maar kom gou terug van hier kom die wolf. Dan gaan jy veilig wees by sy kraal. Ek noem dit 'n kraal, by sy huis. Dis belangrik. Hy is die goeie herder. Ons moet saam Yeshua gaan herder daar buitekant. Net soos John Wesley gedien het. Daar's 'n oop deur. Die deur is oop, jy kan gaan, maar gaan saam met Yeshua. Dis hoe Yeshua sê vir Philadelphia, ek sal jou bewaar. Ek gaan saam met jou wees. Yeshua se deur, hy is die wyn. Hy is die weg, die waarheid en die lewe na Abba Vader toe. So as jy gaan kyk na die tydperk van John Wesley, het daar baie kerke ontstaan. Hy het gegaan, hy het oralste gepraat, met 2 tot 4 keer oor daai 1000 kilos, hy het gaan buite gepreek. Hy het die evangelie van verkondig, en ek hou moed af. Hy het vasgestaan op die waarheid. Hy het nie die mense gaan leer van die weg van die Nikoliete nie. Hy het hulle nie geleer oor die weg van Bileam nie, hy het nie gaan mislei nie. Hy het nie toegelaat dat Jezebel hom leer en die mense waartoe hy gegaan het leer. Hy het al die ander goedes wat die kerke voor hom gehad het hy geleer en hy het Martin Luther begin verander en hy het verder gevat. Hy het gegaan en geleer. Hy het die revolusie wat Martin Luther begin het verder gevat. En dis die tydperk wat die Methodiste kerk ontstaan het. Was toe gewees. Maar die vyand is oralste. En as jy gaan lees oor die geskiedenis, oralste waar hy gegaan het mense kerke opstaan, soos Paulus ook gedoen het. En saam met verskillende kerke, verskillende plekke, het een ding gebeur, mensopinie. Mensopinie het ontstaan. En dis omdat ons vandag ook sukkel met die 44.000 dominasies oor die wêreld. Met een woord, mensopinie. Mensopinie het op daai tyd al begin inkom. Die vyand het daai tyd al die skeurings begin bring tussen die kerke. En raai wat se tydperk kom na Philadelphia, Laodicea. Dit was on fire, 'n oop deur, Yeshua het hulle bewaar, boom, lang. As gevolg van opinie het dit gebeur. En Vader se wil is ons volgende week praat oor Laodicea. Maar hoe opinies en doktrines mense nou gemaak het. So ek dink was nog steeds lekker om net te gaan in geloof. Soos John Wesley. Kan jy jouself indink as jy swaar vir jou segel gee en sê gaan. Maar hy het vir jou vandag ook, en hy sê vandag vir jou gaan. Gaan maak disippels. En leer hulle, doop hulle en leer hulle die waarheid. Die deur is nog steeds oop vir die wat die woord bewaar, die wat vas staan op die waarheid, die wat niks uithaal en byvoeg in die woord nie. So dalk miskien sit jy so vandag, en jy voel dalk ook klein, jy voel dalk ook swak, soos Philadelphia gevoel het. Jy voel dalk so klein soos daai kerkie, soos 'n klein, okay, wat vas staan in Jahwe dien en waarheid in die gees. So Yeshua sê vir jou vandag, daar's oop deur, glo net in my, Yeshua, en gaan, ek sal jou bewaar. So moenie kyk na jou omstandighede nie. Moenie gaan kyk na jou beproewings nie. Die woord, Yeshua sê dat, miskien sê Boetan soos wat vandag moet hoor. Okay? Jy is dalk bang om te gaan praat met daai persoon. Jy is dalk bang, jy gaan nie die regte woorde hê om vir daai persoon te sê. Jy is dalk bang dat daai persoon gaan jy skielik aanval. Alright? Want dis wat die vyand doen, hy gaan jou probeer swak laat voel. Hy gaan jou dalk min laat voel. Maar Yeshua sê vandag vir jou, as jy in daai beproewing gaan, sal ek saam met jou wees. Al is jy hoe klein, hy sal saam met jou wees. As mense dalk teen jou dra en jy probeer vasvra, Yeshua sê vir jou, hy sal jou weerhou van beproewing en die deur is oop. Gaan. Lukas 12 vers 11 sê, en wanneer julle sal bring voor die sinagoges, hoor gou die mooi stukkie, voor die sinagoges, die owerhede en die gesaghebbers,
moet julle nie kwel oor hoe of waarmee julle sal verdedig nie, of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees, die Ruach van Abba, sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Dis hoe jy moet gaan, Boeta en Sissa. Yeshua gaan saam met jou wees, en sy Ruach wat in jou is, gaan vir jou regte woord gee. Al voel jy min, al voel jy swak, daar's vir jou ook 'n oop deur om te gaan. Dis belangrik om dit te verstaan. Wees soos 'n John Wesley en klim op die pad en gaan waar hy jou stuur. Wherever you say I must go, I will go. Vader, sal vir die krag gee, hy gaan jou beskerm, hy gaan jou bewaar. Gaan daar weer werk, jy gaan praat met daai persoon. Staan vas op sy woord en sy waarheid. Daar waar jy gaan praat. Want die vyand gaan vir jou lieg, hy gaan ander lieg. John Wesley het ook seker sy issues gehad. Hy het nie gestop nie. Hy het geglo en vasgehou aan die belofte, aan 'n oop deur. Yeshua het self gesê die Jode sal omdraai en sien Yeshua is lief vir julle. Dat jou lig skyn, gaan wees hier menorah daar buitekant, hulle sal sien Yeshua is lief vir julle. Hulle sal sien. So kom ons lees, ek gaan afsluit met hierdie stukkie van vers 11. Want saam met dit sê Yeshua, hier is vir julle beloning. Julle wat hierdie doen, hierdie oop deur, uitgaan, wat vashou die waarheid. Hier is vir julle 'n beloning. Dit is so amazing hoe ons Vader is. Hy sê vir ons is 'n beloning. Jy moet vas staan in die tye, want jy is soos 'n John Wesley is wat nie stil by nie. En die tye is nou, die groes is groot, die arbeid is min. En mense is bang om te praat oor die waarheid. Hulle is bang daarvoor. Hulle bly eerder stil en gaan net aan rustig te lewe. Want hoe kan jy daai mense so seer maak? Hoe kan jy daai persoon so sleg sê? Hoe kan jy nou dit sê? Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy dit doen? Die vyand kom ry jou. Die vyand kom baie keer verby voor die tabernakel toe. Die mense wat van ver af kom, praat van 200 km ver gery. Dan sê ek my Pierre, hoe kan jy nou hierdie waarheid vir die mense gee? Hoe kan jy vas staan op die woord? Hoe kyk hoe seer maak jy daai mense? Hulle het so ver gery om seer te kry. Hy doen dit. Hy lieg. Dan moet jy net herinner. Verstaan, vers 11 sê, die Openbaring 3 vers 11, kyk, ek kom gou. So sê hy kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Dit is baie emosioneel gewees, en dit is so mooi. Boeta en Sissa, hou vas aan die woord. Hou vas aan jou kroon wat jy het. Hou vas aan moenie terugdraai nie. Bly in die kraal, gaan wanneer jy so sê gaan. Gaan saam met hom. Hy sal sy Ruach gee om jou te leer. Hoor gou, daar wag 'n kroon vir jou, jy wat gaan. Jy wat gaan in die waarheid verkondig, maak nie saak of wat nie. Maak nie saak al die volshede om jou nie. Maak nie saak al die beproewings om jou nie. Jy wat deur die oop deur gaan en gaan disippels maak vir al die sien, al die nasies, daar wag 'n kroon vir jou. Die woord sê dit. En vers 12, en vir die wie oorwin. Hy sê, Yeshua sê, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. As hy deur toe is, dan sit daar, dan sê daar binnekant, in sy huis, in die stad, wat hy vir ons het. Die stuk van die deur wat gesluit gaan word op 'n stadium. Hy sê, ek sal op hom, as ek verder lees, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van my stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Hoor gou mooi beskryf Jesaja, hierdie stukkie oor die nuwe naam. Die naam vir die Enoks. Okay. Nou, Enoks, Jesaja, waar stukkie ek nou gelees, is baie belangrik om die geestelike blik te verstaan, want daar word gepraat van die Enoks. Nou, Enok, daai tyd was 'n man wat hy's gesny. Hy kan nie meer die ding doen nie. Hy kan nie meer kind, ons sê so, hy kan nie meer voortplant nie, dis die mooiste beskrywing.
Dit was die Enok gewees. So die Enoks was daai tyd, het hulle die ouens sê, daar was Enoks gewees, wat het gekies het, en dan die Enoks was saam met die koning se vrouens gewees, want hy het geweet, daar kan niks gebeur. Dis veilig. Hy kan net lekker gesels met hulle, en die emosionele stabiliteit van hulle. Dis al wat hy kon gedoen het, so was 'n veilige ou gewees. Dit was die Enoks gewees, okay? Maar die geestelike prentjie wat Yeshua hierso sê is 'n man wat nie kan rondslaap nie. Met ander woorde, as jy gaan kyk, hy kan nie gaan horeer nie. Verstaan, wat sê die woord? As ons met ander gode gaan horeer jy. Alright? So, met ander woorde, as jy in covenant is en nie gaan rondslaap, dis die geestelike prentjie, daar's 'n natuurlike prentjie, maar die geestelike prentjie is ons Enoks. Is ons mense wat kan uitgaan en woord gaan verkondig tussen al die pagans en heidene en almal daar so buitekant. En Yeshua sê, maar ek is saam met jou en ek weet, jy gaan nie rondslaap nie. Want jy kan nie. Want jy het my nie. Jy's in my kraal, jy het my kamer. So staan jy daar geestelike prentjie vir dit. Nou hoor gou mooi so. So dis die afgesondernis van dis die bruid. Dis die bruid. Dis die verloofde. As jy verloof is, gaan jy by ander girlfriends kuier? Nee. Nee, dis die Enok. Kyk, so hoor vir die mooi belofte vir die afgesonderlike maagdelike bruid wat Jesaja 65 vers 6 sê. Welgelukkig salig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou, wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. Okay? Aan die woorde, sê dit maar. En laat die uitlander wat hom by die Here aansluit het, nie spreek en sê, die Here sal my gewis afskei van die volk, van sy volk nie. En daar die ontmande nie sê, kyk, ek is 'n dooddoening, want so sê die Here aan die ontmandes, wat my Sabbat hou en verkies, wat my behaag en vashou aan my verbond. Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure 'n gedenkteken, 'n naam gee wat beter is as die seuns en dogters. 'n ewige naam, ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie. En die uitlander wat hulle by die Here aangesluit het, om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie. En hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugdelik smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis wees van gebed genoem word vir al die volke. Die Here wat versamel diegene van Israel verdryf is, spreek, ek sal by hom nog meer versamel by die versamelaars. Yeshua sê jy gaan 'n nuwe naam kry. Maar ons 'n paar goed te doen. Die wat sê die vreemdeling, die uitlander. As jy my Sabbat te doen, as jy my Sabbat te onderhou, as jy die teken dra volgens Eksodus 31, die ewige teken tussen my en jou, die ring wat ek gee tussen my en jou vir altyd, die Sabbat, as jy my Sabbat te doen, alright, dan gaan jy 'n nuwe naam kry. 'n nuwe naam kry. Al is jy 'n vreemdeling, al is jy ontmande, jy sal 'n nuwe naam kry. Die woord eindig met wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek sluit af met 'n vers oor die nuwe naam, want Abba sê, ek gaan vir jou 'n pilaar maak, ek gaan vir jou 'n nuwe naam. Hy sê hierso vir die Enoks, ek gaan vir julle, my hele naam gaan in my stad geskryf is. En hy praat hier 'n paar goedjies. Wees in my kraal. Wees in my kraal. Hou my Sabbat, doe my dinge, wat ek vir jou vra om te doen, en ek sal saam met jou gaan. Ek sal saam met jou, ek gaan jou hand vat en ons gaan nog mense haal, om in die kraal te kom. Voor die dag gesluit is. Ek sluit af met Efesiërs 3 vers 15. Van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid,
en met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte en die diepte en die hoogte is. Dis wat Vader vir jou sê, as jy saam met hom gaan, hy gee vir jou die rykdom, die heerlikheid, die krag, om die hoogte en die breedte en lengte gryp aan die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is van sy woord. Hy gee dit vir ons. Hy gaan sy roeg in jou plaas om my vir jou te gee, 'n naam vir jou gee, en jy gaan uitgaan saam met hom om te gaan. Die deur is vir jou oop, hoe kan sy sal. Die vraag is, gaan jy die vyand glo? Gaan jy die wolwe bang wees na buitekant, of gaan jy gaan saam met Yeshua? Al die tools word vir jou gegee. Maar kry kamer en drag, kry jou naam reg. Hy sê, Vakamos, as jy daai weg van Biliam en Nicolite en Jessica los, ek moet jy witklip gee vir jou naam op te skryf. Jou naam gaan geskrywe wees. Jou keuse. Jou keuse of jy wil gaan. Amen. Dankie, kom sluit af. Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg om 'n woord te kan hê, Abba. Yeshua, U is die woord. Aan die begin was die woord, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en die woord het tussen ons kom wandel. Om ons te kom leer, jy so dankie dat U ons kom leer het. Dankie dat U ons U hart kom leer het. Dankie dat U ons kom leer het die weg terug na ons Vader, Jahwe toe. U het vir ons die weg, U is die deur, U is die oopdeur. U is die deur wat ons die dag as ons hart oopmaak, as ons die hart besny, as ons die vooruit van die hart verwyder, kom U en ons, U kom in ons en U kom bly in ons. Waar U 'n feesmaal het binne ons. U het gekom, Yeshua, dankie dat U gesterf het, sodat ons vergewe kan word van ons sonde. Vader, dankie dat U sê, ek dink nie meer aan jou sondes nie. En my seun het betaal daarvoor. Vader, dankie vir hierdie nuwe begin, dankie vir die versoening wat U seun Yeshua kom doen het vir ons. Yeshua, maar U is die weg, U is die deur, maar U is ook die waarheid. U sê, ek is die waarheid. En U sê, ek kom doen wat my Vader sê ek kom doen. En U sê, ek is die lewe. En niemand kom by U Vader uit, Jahwe, behalwe deur U Yeshua. En dankie Vader vir die Gees wat U vir ons uitgestort het in ons harte. U roeg wat in ons is, en roeg dankie dat U vir ons kom leer. U sê U kom maak ons hierdie dinge doen. U sê sê my kind, ek sal vir jou hierdie vleeslike hart gee. Dis nie meer nodig vir die kliphart nie. Ek gaan nou vir jou hierdie vleeslike hart gee om jou, my Gees in jou gee om jou te maak hierdie dinge doen. My witte, my insetting en my verordening. Dankie Roeg dat U ons wys. Dankie dat U saam met ons is. Dankie dat U ons gaan vat na die regte plek. U mag ons net U stem leer. Mag ons weet van U is wat praat. Maar ek bid vandag Vader vir hierdie amandelblommetjies, dat U ons sal salf, ons oë sal salf met hierdie amandelblommetjies. Dat ons sal wakker wees. Dat ons die vyand kan sien en dankie vir die woord wat U vir ons gee wat vas is. Om die vyand te kan weerstaan. Leer ons die woord, leer ons die verordening, leer ons die insetting. Soos die vyand kan weerstaan van die tye kom. Dat ons kan sien wanneer daar 'n wolf is daar buitekant. Dat daar 'n huurling is wat ons wil wegvat. 'n Huurling gee nie om nie, maar Yeshua U gee om. U is die goeie herder. U is die deur. En Abba, dankie dat U hierdie genade en seën gegee het om ons hande te kom vat en saam met ons in te gaan elke dag, ons beskerming wat ons het, en saam met ons uitgaan, wanneer ons moet gaan, ons roeping doen, wat U vir ons gegee het, vir die tydjie wat ons op aarde is.
Dankie dat U ons stem, ons tonge roer soos Jeremia se tong geroer het, volgens Jeremia 1 vers 9. En dankie dat U ons beskerm soos Jeremia beskerm het, Jeremia 1 vers 8. En Vader, dankie dat U ons geken het, voordat ons gebore is. Dat U ons geken het as die Geesmens. En het vir ons 'n werk gegee wat ons moet kon doen op hierdie aarde. En Vader, mag U welware aan U, mag dit vir U soos 'n soet geur wees. Mag ons vasstaan, maar ek bid vandag vir krag. Vir krag, Abba. Al voel ons baie keer klein, al voel ons min. Ek bid vandag vir hierdie oos wat sal oopgaan soos Elisa wat hierdie klomp strydwaans gesien het in die geestelike wêreld. Wat U saam met ons hierdie oorlog voer. Dat mag ons hierdie soos Joshua wat in hierdie onbekende land ingegaan het. Wat hy weet daar's giants en daar's al hierdie mense wat gaan oorlog voer. Maar mag ons, ek bid vandag dat U dit in ons in sal blaas. Deur U Ruach, hierdie Arak Sazak Amas. To be strong and courageous. Dankie Vader vir die voorreg wat ons het. Abba, ek bid vandag dat U op ons pad sal skapies stuur. Die regtes, Abba. Die wat U stem wil hoor. Die wat nie net wil kom kuier in hierdie kraal nie, of in hierdie stad kom kuier net om vandag hallo te sê uit te wil gaan nie. Maar die wat eg is. Die wat honger is vir die pers. Die wat honger is vir die skat. Ek bid vandag Vader dat U vir ons daai skapies sal stuur. En mag ons in nederigheid en lering en sagmoedigheid hulle leer. Die woorde wat U ons mond sal plaas deur U Gees, U Ruach, vir die tyd wat kom. Maar ek bid vandag Vader vir die sisse aan die boete waar hulle sit. Vader wat dalk voel hulle kan nie praat nie. Ek bid vandag Vader dat U hulle arms sal oplig, soos Moses se arms opgelig is in die oorlogstyd. Dat U hulle arms sal oplig Vader, dat hulle sal kan sterk wees. En hierdie oop deur sal deurgaan en gaan doen wat U sê hulle moet doen. Dankie daarvoor Vader. Dankie vir hierdie tyd, Abba, dankie vir hierdie week, dankie vir kos, Abba, dankie vir die voorsiening. Ons prys U naam Vader. U is 'n lewende God en ons is lief vir U. Ons is lief vir Yeshua, ons is lief vir U. Vader, dankie dat U vir ons hierdie seën gee. Boeta en Sissa, gesalfde van Abba, bruid van Abba. Ontvang hierdie seën met Abba vir jou het. Hy gee dit vir Israel en ons is deel van Israel. Yeshua het ons kom deel maak. Hy sê hy is lief vir jou. Hy sê hy is lief vir jou. Openbaring 3 staan daar, hy sê hy is lief vir jou. Ontvang hierdie seën met Abba vir jou. Ja, Brecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Vichineka. Yesa Adonai Panavlecha. Viasimlecha Shalom. Moet ons as Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. En hy sê, hy sal vir jou die vrede gee. Dankie Vader, ons ontvang dit nou, as U kinders. Deur die werking van die Ruach HaKodesh. En deur die naam, bo alle name, ons koning, ons hoofpriester, Yeshua Messias se naam. Amen. Amen.